in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. I love you, Lord, and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice. Take joy, my King, in what you hear. May it be a sweet, sweet sound in your ear. Môre gemeente, hoe gaan dit? Ag, ons kan nie klaar nie. Volgende Sondag, die 7de, of is dit volgende Sondag? 2 Sondag, sorry, ek is bietjie weer vroegtydig. Hou ons kerkbazaar. Ons vra wel dat daar skenkings kom vir soetgoed, bakkery, allerlei lekker dinge. Ek vra net vir die gemeente, waarvoor in die portaal is so'n geel A4 bladsye. Julle wel in julle, ons vra dat julle kan opsit in julle karre vir deel van advertensie. En dan het ons ook 'n skenking gekry vir 2 danslesse van Just Dance as 'n sponsor vir 'n raffle wat ons hou, en ek self het vir die kerk een van my butcherblokke gesponsor. So kaartjies is R20, dit gaan alles vir 'n goeie doel. Die trekking sal op die 8ste Junie wees. So ek dink julle kan vir Helene kontak vir raffle tickets, en ek dink volgende Sondag sal die vorms in die kerk wees as julle naam en telefoonnommers van neerskryf. Baie dankie. Hey, baie dankie Eugene. En groot asseblief ondersteun. Daar was ook 'n versoek. Moet asseblief nie julle hulle het nou gevra net vir checkersakke, toe sê nee, nie net checkers nie. Spar, Pick n Pay, Save for You en alles. As jy 'n plastiese sak het, die vleistafel het dit nodig. As jy my 'n sak ook bring, dan kry jy ekstra stukkie vleis of so iets. Ek is nou nie seker nie. Maar asseblief, gee sommer by die kerkkantoor, waar moet hulle sommer ingee, as jy het, asseblief. Ook hulle kan volgende week hierna toe bring. Ja, en as jy ekstra groceries het vir my, bring sommer in die sak, ek sal die sak weer teruggee. So volgende week, bring sommer ook saam, asseblief. En natuurlik is 'n bazaar 'n verskriklike kermis, 'n lekker ding, maar is ook 'n gebedssaak. Dat 'n mens die Here bid vir die krag vir die mense wat dit maar so hard werk en elke keer maar doen. Maar dan ook dat ons bid dat die Here mense sal stuur om hier te wees. Dit gaan ook oor die finans, maar dan ook oor die lekker gesindheid. Weet, daar's baie mense wat bazaar toe gekom het en met daai kerk gebly het, so lekker was dit daar. Dan kom hulle dalk sommer die Sondag ook. So maak dit 'n heerlike geleentheid. Ons gaan vir die afkondigings, asseblief kom steek so lank die kersse op en neem die kollekte ook sommer dan op. As julle die kersse kom brandsteek, ek sien ek het 2 nuwe groot kersse hier by my. My liggie skyn dalk te dof. Ek is bly julle het vir my 'n lekker groot kers gegee. Maar terwyl julle nou die kersse aansteek vir die jong mense, ook wat die afkondigings aanbetref, die belangrikste ene het julle nou gehoor daar wat die bazaar aanbetref, en dan
Volgende week Sondag begin die Pinkster. En in julle afkondigings is die Pinksterreeks daar. Wat die Here nou maar op ons hart gesit het om met julle te kom deel. Nou wil ek baie graag, julle is in 'n nuwe fase, die nuwe beroepene het nog nie geantwoord nie, die beroepsbrief is daarom nou uiteindelik by hom, daar wat so 'n bietjie by die ring gedraai, of ek weet nie wat daar gebeur het nie, maar ons glo en ons vertrou, dat ons dalk binnekort 'n nuwe leraar sal hê. Maar dan in hierdie proses, vra mens nou baie keer vir jou die vraag af, kan die Newton Park voortbestaan, gaan hy voort, en al daai vragies rondom dit. En ek dink die tema, en nou is dit so maklik dat 'n mens ook nou maar sê, is in die aand, ek kan ook nou nie in die aand, gaan dalk weer winter en koud wees, asseblief bring sommer jou kombers saam, ekstra heaters, ons sal kragpunte aanlê vir die heaters, dat julle net kom, en Pinkster is daai eenmal 'n jaar, waar ons vir 'n hele paar aande ons eie geloof versterk, moet 'n nuwe visie kyk. Nou gaan dit daaroor, die kerk, ons kerk in 'n godlose wêreld. Nou dis nie vreemd nie, maar onthou dis anders as in die ou dae waar die wêreld sommer net die kerk aanvaar het. Maar dan is daar ook die ander tema, ons het 'n geeslose kerk. Party kerke is regtig sonder inspirasie in hierdie godlose kerk, so dit maak die mense nog meer deurmekaar. So groot asseblief, kry mense, kry sommer families, bring hulle saam, bring ons jong mense ook saam. Ek beloof dat ons gaan nou nie lank in die aande so lank besig wees nie. Hulle kan nog met die huiswerk kan aangaan as dit nou terugkom. Maar daar het julle die Pinksterreeks. Ons het ons mense wat verjaar daar, baie geluk aan elkeen van julle. En onthou, een van julle moet my kerse ook kom opsteek asseblief. Want hier's 2 dooie kerse. Net nooit julle 'n dooie dominee hier. Kom gee hom net lig asseblief, my oumater. Gaan jy daarby kom? Jessie, ja, nee ons, ja, hierdie man, hy rook nog skelm net onder die bed naby, hy kan nie so ver aansteek nie, maar weet jy, daar's 'n ander plan. As hy, daar brand my liggie, nog een, gaan jy daai een kan jy lekker bykom. Nee, hy rook glad nog nie, hy sukkel nog om die ding brand te steek. As hy, dankie man. As sy, ons kan sommer hier staan en sê ons vir Jesus dankie ook vir die dankoffers. Hemelse Vader, vir ons wonderlik om hier saam te wees. Vir ons wonderlik dat U ook mense inspireer om hulle gawes te gee. Here, ons het dit nodig sodat U koninkryk uitgebrei kan word. Dankie vir kerkraadslede, vir mense wat in hierdie tyd vir die bazaar werk, om ook ekstra fondse in te samel, sodat ons hier in hierdie gemeente 'n leraar voltyds kan bekostig. Maar nie net dit nie, Here. Hier is so baie ander goede wat moet gebeur. Seën hierdie geld, seën hierdie fondse. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gaan julle nou na julle kategese toe? Of gaan julle by my op die kansel sommer net 'n bietjie sit? Maar as julle daar by my sit, dan moet jy elke korkort vir my 'n sweetie gee. Is dit reg? Nee, is dit reg? Dan net so die laaste wat die afkondigings aanbetref, is ook die voorbidding vir persone wie se families ons moet bystaan, en bid Andrei Nel, of Andrei en Alet van Heerden, ekskuus, Dani van Skalkwyk, Agnes Koeman, Johan Stroomfer en Lenet Nel. Nou lyk my ek het so 'n stukkie dysleksie, ek het met die Nel begin in plaas van geëindig, maar baie sterkte vir julle.
En dan is dit so lekker om dan Evelyn hier by ons te hê. Kyk, Kwaai gebid die gemeente en hier is sy het nou 'n mobiele looprampie wat kan lekker loop, maar sy is hier heerlik om vir Tannie weer hier by ons te hê. Kom ons buig die hoofde. Hemelvader, ons is hier in U teenwoordigheid. En ons wil dit ook nou sing. Maar ons wil ook by U pleit. Om nie maar net in die kerk teenwoordig te wees nie, maar in ons harte. Ook daai plekkies wat ons so wegsteek vir U, waar ons net ons eie ou goedjies wil doen. Partykeer is dit lelike goedjies. Kom vat dit ook vanmôre en wees U teenwoordig in ons harte en in ons lewens. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. As ons bid vir die teenwoordigheid van die Here, dan is dit nie die Here se skuld as hy nie teenwoordig is nie. Dan is dit my skuld dat ek toemaak vir sy teenwoordigheid. Want ek kan vanmôre in die naam van Jesus verklaar, hy is hier. Hy staan by die deur en hy klop. Hy wil deel van jou lewe wees. Hy wil jou met sy liefde, sy genade, met sy vrede kom seën. Ons gaan nou 'n lied sing waar ons eintlik bid vir die teenwoordigheid van die Here. Solank hulle vorentoe kom, wil ek vra vir stil gebed. Waar ons regtig dit wat ek in my gebed gesê het, waar ons eintlik ons skuld bely voor die Here. Want baie keer is dit juis omdat ons nie vir God lief is met ons hele hart, ons hele siel, ons hele verstand, dat ons soms sy teenwoordigheid soek. Ons gaan 'n Psalm vanmôre lees waar die psalmdigter ook voel die Here is ver. Daar's ander goede wat ons dalk ver van die Here afmaak. Maar sonde is een van daai goede wat nie nodig is om ons ver van die Here af te maak, om sy teenwoordigheid van ons af weg te vat nie. En daarom wil ek vra dat julle eers sal stil word en sal bely, want die Here sê ons moet hom lief hê, ons moet ons naaste lief hê en ons moet onsself lief hê. Ons raak stil voor die Here en dan sing ons hierdie lied, ek gaan dit net opsit. Hy is teenwoordig, maar daar's 'n baie belangrike ding wat hy eintlik hierso sê, as ons in stilte voor hom kom buig, wat julle nou gaan doen, dan daai enetjie, wees genadig, of die pleit, Here, gee ons vrede, wees genadig, wil vergewe. Ons is maar net swak en sondig, maar U is die bron van alle lewe. Die Here wil vergewe, maar kom ons raak net eers stil voor die Here. Amen. Kom ons glo en ons kan staan en sing. God is hier teenwoordig. En ons gaan nou binnend nader vanmôre. Ons gaan daai dors na die Here gaan ons vanoggend les met sy teenwoordigheid. God is hier teenwoordig, laat ons bidden nader, hier waar ons voor hom vergader. God is hier teenwoordig, heilig is die Here, buig in
sondig, maar ons lied verkondig, is die bron van alle lewe. U is Heer, U regeer, lei ons al ons dae, na U welbehae. Ons gaan vanmôre lees uit Psalm 2 en 43. Nou, dis nou, hulle praat mos nou van verskillende psalms, maar as julle nou die Bybel daar het, asseblief maak hom oop, want ons gaan kyk na hierdie gedeelte. Ek wil amper sê vers vir vers, ons gaan so 'n bietjie rondspring, maar ek sal vir julle alles wys watter gedeeltes julle moet na kyk, want hierdie Psalm het vir my verskriklik baie beteken. En hoe meer ek hom gelees het, hoe meer het daar dinge vir my oopgegaan en het ek verstaan. As 'n mens nou praat van lofpsalms, klaagpsalms, pelgrimsliedere, hier sien ek, en ek noem hom sommer maar my eie naam, is 'n worstelpsalm. Iemand wat worstel, iemand wat swaar kry, en hy wil tog vreugde hê. Hoe kan ek regtig nog bly wees, ondanks die feit dat ek swaar kry? In die ou wêreld is dit nie elke dag maklik nie. Party dae is dit makliker as ander dae. Party dae, dan is dit maar swaar. Vir party mense is dit elke dag swaar. Hoe kan ek nog 'n stukkie vreugde beleef? Nou Psalm 42, ek gaan dit nou saam lees. Nou hulle sê eintlik maar 42, 43 hoort by mekaar. En julle sal sien hoekom, want daar's 'n refrein wat hy 3 keer herhaal. 2 keer in Psalm 42 en hy sluit Psalm 43 met daai refrein af. So dit lyk hulle hoort eintlik by mekaar. Hy sê daar by Psalm 42, hy sê dis 'n gedig. En dis 'n baie baie mooi gedig. Hy sê soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan om voor U te verskyn? Dag en nag is ek in trane. Sien nie die trant van swaar kry. Dag en nag is ek in trane. En dan nog erger, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God dan nou? En dan sê hy, daar was daar waar dit beter gegaan het. As ek my lewe voor U laat verbygaan, dan dink ek net daaraan, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor U skare uit, na sy huis toe geloop het, met 'n gejuig en 'n lofsang, 'n skare wat fees vier. En dan kom die eerste van die 3 refreins wat hy herhaal en sê hier's 'n worsteling. Dan vra hy, waarom is ek in so 'n vertwyfeling? En waarom kerm ek so? En dan praat hy homself weer moed in en dan sê hy, vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing, want hy is my helper en hy is my God. En dan begin hy maar weer die volgende vers, uit my vertwyfeling roep ek na U. En dan sê hy waar hy roep, en dan eindig hy daai versie af en sê, U, is af wat die Here die skuld gee, U het golf na golf oor my laat slaan. En dan begin hy weer so met die worsteling, tog sal die Here weer op 'n dag sy trou aan my laat blyk. En sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing. 'n Gebed tot die God van my lewe. En dan moet jy nou net hier sien, hoe klink 'n worsteling. Ek wil vir God sê, my rots, hoor nou net, mooi, my rots, en dan die waarom. Waarom het U my vergeet? My rots, waarom het U my vergeet? Waarom moet ek gebid gaan onder die smaad van my vyand? Dan herhaal hy dit weer. Wat sê my vyand?
Hy sê hy sê wat gebeur met hierdie vyand wat hulle uitroep? Hy sê dit sny deur my hele wese. As my teenstanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God dan nou? En dan kom die refrein weer. Waarom is ek so in vertwyfeling? En waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en hy is my God. En dan sê hy, vers 3, hoofstuk 43, laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen die godlose vyande. Red my van die vals en misdadige mense. En dan weer die ander stuk van die worsteling. Here, maar net by U is daar skuiling, my God. En dan in daai selfde versie sê, waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan en dan is dit weer oor hierdie vyand, onder die smaad van my vyand? En dan pleit hy, stuur U lig en U waarheid, dat U my lei en my bring op die heilige berg na U woning. Laat my ingaan na die altaar van God, dat God die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek U kan loof met die lier, o God, my God. En dan sluit hy weer af, die derde keer. Waarom is ek in so vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir die Here 'n loflied sing. Hy is my helper en hy is my God. Sjoe, mens deur hierdie psalm, dan sien 'n mens wat regtig worstel. Met wie? Met God. Hy gaan worstel nie daar met ander mense vertel hulle al die ander stories nie. Hy worstel met sy God. Maar wat nou hier interessant is, ek het nou sommer net daai ou prentjie daar. Wat sien ons? Ons sien hy kry verskriklik swaar. Ons sien 'n verskriklike stuk seer in sy wese. Wat dit was, hoe dit gelyk het, dit weet ons nie presies nie. Moontlik was hy op vlug, was hy iewerster waar hy alleen was en baie swaar gekry het. Maar dan sien ons die belangrike waarmee hierdie psalm begin. Daar is by hom 'n verskriklike dors. Daar is by hom regtig 'n vreeslike dors. En waarna is sy dors? As ons nou daar in vers 1 tot 3 lees, dan sê hy soos 'n wildsbok smag na waterstrome. So smag my siel. Na wie? Na U, o God. Ek dors na die lewende God. Is dit nie maar wat baie keer vir ons 'n probleem is nie? Ons raak so dors. Maar baie keer is dit ons skuld. Ek gaan net nou terugkom daarna. Maar wat voel hierdie psalmdigter gaan sy dors les? Die teenwoordigheid van die lewende God. Daai soeke. Ag, en baie keer in my lewe dan dink ek, "Sjoe, hoekom is ek so ver? Wat gebeur dat die Here nie so naby my is nie?" En daarom is dit hierdie psalmdigter. Hy sê dis al wat vir hom gaan help. Wat hierdie swaar, hierdie dors gaan les, is die teenwoordigheid van die lewende God. En ons het mos gesing in die begin. God is hier teenwoordig. En nou gaan ons saam met Psalm 42 gaan ons die lied sing. Lied 163. Wat 'n wonderlike lied. En Rina, daar kan ons hom 2 keer deursing. Dis 'n kort liedjie, maar wat sê hy daar? Presies wat die psalmdigter sê, jy kan maar net so bly sit, soos 'n wildsbok wat smag na water, smag my siel
na U, o Heer. Kom ons sit hier en ons smag na die lewende God. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Soos 'n wildsbok wat smag, na water smag my siel, na U, o Heer. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag, in U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hart verlange en ek bring aan U die eer. Ons sien in hierdie Psalm daai absolute soeke na God, daai dors vir God. Maar wat is sy belewenis? En daar het ek 'n ou woordjie daar neergeskrywe, ver. Die hemel voel ver. Alles voel ver. As ek hier onder staan soos daai prentjie, dan wil ek bid, maar die Here is ver. Het jy al daai belewenis gehad in jou eie lewe dat jy voel, maar die Here is verskriklik ver van jou af. Ek beleef nie sy teenwoordigheid nie. Nou daar's baie redes. Ons het net nou gesê sonde is een van die dinge wat regtig, as ek aanhou daarmee, dan hou dit vir God ver. En dis onnodig want Jesus het gesterf sodat hy die sonde kon wegvat en hy nooit eens weer daaraan sal dink nie. Maar wat ons hier beleef, hier's 'n stukkie swaar. Hier's 'n stukkie seer wat dan eintlik hier plaasvind. Hy belewe iets en hy voel sy swaar kry en sy seer stoot hom weg van die Here af. Ek het so swaar dat ek kan amper nie die Here voel nie. En dan sê hy in vers 8 eintlik, Here, ek voel eintlik al wat U gedoen het is om storms, golwe na golwe oor my lewe te bring. Ken julle mense wat, ek het nou die dag met iemand gepraat en dan dink jy, hoe oorleef hulle? Want as hulle amper regop kom van die een ding, dan slaan die volgende sleg ding hulle plat. Soos baie keer in die regte lewe is dit so, en dan beskuldig ek amper maar vir God. God, jy kan ons iets anders gedoen het. Daar storm op storm. Maar die ergste van alles wat hierdie psalmdigter beleef, en ek wil nou vir julle sê, dit gaan ons nou ook in Pinkster baie na kyk. Maar nou het ek mos nou vyande hier rondom my. Mense wat vir my lag by die werk. Mense wat kyk en na my swaar kry. En wat vra hulle, sê hierdie psalmdigter? Hy sê dit voel soos 'n mes wat in my steek en diep in my pyn veroorsaak. Want my vyande, hulle lag lekker. Hulle sê, jy vertel vir ons altyd, daar is 'n God. Jy vertel van die liewe Jesus en. Kyk hoe swaar kry jy. Waar is jou God nou? Hoekom sit jy in hierdie moeilikheid? Waar is jou God? En hy herhaal dit 3 keer. In Psalm 42 vers 4 sê hy, ek huil, want my vyande vra, waar is daai God van jou nou? En dan sê dit dieselfde weer in vers 11. Waar is God?
En hy sê nie dieselfde woorde in 43 vers 2 nie, maar hy sê, hoekom moet ek so gebuk gaan onder die smaad van my vyand? Hulle lag so lekker. En hulle spot eintlik met God. Hier is nie 'n God nie. Dis wat baie mense, ateïste, agnostikuste, noem hulle maar op. En hulle kyk na my en hulle sê, jy wat so glo, waar is God nou? Hoekom help hy jou nie? En dan begin dit mos met my werk. Wat gebeur met my? Ek kry swaar. My vyande begin my vra, waar is jou God? En wat vra ek regtig? Is daar 'n God? En skielik begin die waarom vra in my lewe. En dan vra die psalmdigter presies al in daai refrein wat 3 keer voortkom, sê hy, waarom is ek so in 'n vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Hy sê ek twyfel. Ons sien daai ander een Psalm sê, God is goed, Psalm 73, tog het ek daaraan begin twyfel. Toe ek so swaar kry en ek sien dit gaan met ander goed. Die goddeloses gaan, hierdie vyande wat spot, gaan eintlik baie goed met hulle. Gaan dan vir elke dag beter met hulle. Waarom twyfel ek so? Vers 7 het sê ook eintlik, in my vertwyfeling roep ek na U. En dan die ergste van alles is vers 10. Sê my rots, waarom vergeet U my? En dan in hoofstuk 43 vers 2, my God, waarom verstoot U my? Ek twyfel, ek voel U het my vergeet, maar ek voel U verstoot my, ek probeer nader kom, maar U stoot my weg. Is dit ook maar baie keer gebeur? Dat wanneer ek swaar kry, my vyande begin vra, waar is jou God? Dan begin my eie waarom vra. Begin ek self twyfel. En nou is daar 'n wonderlike lied, lied 518. En hierdie lied doen dieselfde. En ons gaan dit net so sit en saam sing. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy om sy bestaan? Dis presies wat hierdie psalmdigter vir ons in die begin sê. Kom ons sing sommer net hierdie lied en ons inspireer onsself soos wat die psalmdigter dit doen. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom uit die hemel neer, met pasuin en geskal, kom hy al sy mense haal. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Deur sy woord weer ons Jesus gaan terugkeer, na ons wêreld met alles daarin. Wat gebreke sal Jesus kom heel maak, deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor 'n sag waai die wind, kyk die glimlag van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat hier praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Baie dankie. En hierdie lied
sien ons ook hierdie laaste gedeeltjie, daai stukkie worsteling. Voel jy of die Here ver is? Twyfel jy in sy bestaan dalk? En dan, jy moet glo, dat die Here wel hier is, en met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Nou volgende week Pinkster, dan gaan ons ook in hierdie goddelose wêreld praat van die Gees wat saamloop. Maar kom ons gaan terug. Hier is hierdie absolute worstelpsalm. Want wat sien julle? Dis nie maar net sommer net in die een lyn van twyfel nie. Ons sien aan die ander kant die lyn van hoop, wat hy oor en oor herhaal. Twyfel, hoop. Twyfel, hoop. En nou probeer hy op 'n manier, probeer hy hierdie vertwyfeling, probeer hy nou op 'n manier regkry. Hy het 'n pad in hierdie worstelgesprek. As ons na vers 2 en 3 kyk, dan sien ons daai deel van die worsteling. Daar's 'n verlange, 'n absolute verlange na God, 'n dors, 'n absolute dors soos 'n wildsbok, na die teenwoordigheid van die lewende God. Ons lees daar 'n verlange. Dan in vers 4 lees ons, daar's 'n fase wat ek aan die huil gaan. Lees maar net daar. Dag en nag is ek in trane. Het jy nou ook al op 'n besef, ek soek na die Here, ek het nie meer raad nie. Ek huil eintlik net aan mekaar. Ek het nou hier op 'n stadium met iemand gepraat en ek meen die oomblik as jy begin praat, dan begin sy huil. Daar is nou absoluut die soort van seer en het net oorgeneem. Dag en nag wil ek net huil en huil ek. Maar dan praat hy om weer 'n bietjie moed in, na die droefheid. In vers 5, dan sê hy, weet julle, daar was dae waar dit goed gegaan het. Hy sê, ek dink terug in daai dae, toe dit sommer net met my goed gegaan het. En wat staan vir hom uit, as hy nou terugdink en sy goed gaan daar? Hy sê, daai dae toe ek nou sommer net kon kerk toe gaan, na die woning van die Here toe kon gaan. Daai dae wat ek eintlik sommer net na sy woord kon luister. Daai dae, soos hy hier sê, waar ek self kon amper gepreek het, of nie, waar hy het gepreek en vir mense die woord verkondig. Hy sê, daai dae, toe ek self die voorafsang gelei het. Hy sê, dis 'n mooi dae. So wat sien jy? Hy verlang na hierdie God. Hy huil, maar hy dink daar was dae waar dit so lekker is. En dan wat hierdie psalm so kosbaar maak, daar's elke keer 'n verwagting. Daai verwagting, vers 6, 12, waar hy daai refrein het, onthou wat sê hy hier? Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Dan sê hy, daai hoop, daai verwagting, ja, nou is maar positief, ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Daar's daai verwagting. Dit gaan weer goed gaan. As ons daai hoop verloor, dan het ons alles verloor. Dit sal weer goed gaan. Ek dink aan nou Paulus in die tronk. Daar in Filippi wat hy, of vir die Filippense wat hy skryf. Terwyl hy al hierdie swaar, hierdie seer het, sit hy in die tronk. Paulus het 'n trappie verder gegaan. Hy sê daar in hoofstuk 4, hy sê, wees bly, ek herhaal, wees bly. Hy praat eintlik die Filippense, die gemeente van Filippi moed in, terwyl hy self in die tronk soveel swaar en seer kry. Hy sê, ek herhaal, wees bly. Hoekom? Die Here is naby. Die Here is in hierdie tronk, my seer geslaande lyf, my vasgekettingde voete. Vat nie die Here ver van my af weg nie. Wat is die lied wat ons gesing het? Onthou, al is die pad hoe swaar, glo dat die Here ook in hierdie swaar pad met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Dis daai moed wat ek my
oor en oor moet inpraat. Kyk maar net wat sê hierdie ou versie. Hy sê tog sal die Here weer op 'n dag. Tog sal die Here weer op 'n dag vir my laat sing. Behalwe daai refrein, herhaal hy dit nog een keer. Nou ja, nou het ons oor al hierdie goede gepraat. Hy het nou gesê, ek verlang, ek huil, ek dors, ek huil, ek dink aan die goeie ou dae, en ek hoop. Nou, hoe kom ek daarby uit? Hoe kom ek tussen die twyfel en die hoop uit? Wat is die belangrike vir my en vir jou? Die eerste ding is, les jou dors. Begin daar. Onthou die lewende, God is teenwoordig. Hy is nie ver nie. Hy is hier. Sy lewende water, die woord, het jy in jou hand? Het jy elke Sondag in die kerk? Kan jy luister oor die radio, oor die TV? Die lewende water vloei, die Heilige Gees, die lewende Gees vloei in ons en deur ons. As ek die deurtjie toemaak, gaan ek dors bly. Maar God is teenwoordig. Daarom begin ek, gaan les my dors. Maak die Bybel oop, moet nooit daai Bybel wegpak nie. Hoe maklik is dit om daai Bybel maar daar te los? Gaan sit, raak stil, lees die lewende water, les jou dors, al kry jy swaar. Die tweede ding wat hy hier doen, is hy bid, stuur u lig, Here, en u waarheid. Stuur u lig. Daai dae waar dit so donker is, waar dit regtig so donker is. Soos hy sê, Here, ek weet, u is die lig. Stuur net die lig. En dan moet julle mooi lees wat sê hy daar, dat hierdie lig my sal lei. Waarheen? Is baie interessant. Terug kerk toe, terug na u woning, terug na u altaar, daar waar ek kan ingaan by God. Stuur die lig in die waarheid, dat die my lei. Daai lig moet ook weer teruglei na die kerk hier. Daar mense wat swaar kry, wat u ken, mense wat deel is van die gemeente. Pleit dat daai lig, en u is dalk die lig, want Matteus 5 sê, jy is die sout, jy is die lig, ek is God se lig, en ek moet dalk weer iemand teruglei na God toe, maar wat hy hier pleit, hy sê, Here, ek wil sommer net weer daar in u woning wees, stuur die lig dat die my teruglei, dit is die pad na vreugde, Bybel toe, lewende water, die lewende Gees, is teenwoordig, en dan, die lig van die Here, en die lig van die Here wat my bring, na sy woning, en kyk, wat is op die ou en die rede, dat hy hierdie goede kan doen. Nou moet julle gaan dit net weer mooi gaan lees, want ek sê maar net 'n paar hier, hy herhaal dit oor en oor en oor en oor. Hy sê nie, daar is God nie, hy sê vers 6, vers 12, 43, vers 5, God is my God. Dis die verbondsverhouding wat daar moet bestaan. Wat het God gesê toe hy die verbond oprig? Ek gaan 'n verbond oprig. Ek gaan 'n ooreenkoms tussen ons en God, om vir jou 'n God te wees. Ek beloof, in alle omstandighede, sal ek vir jou God wees. Dan vra Moses daar by die brandende bos, dan sê Here, u stuur my nou my mense uit Egipte, uit hulle donker en swaar te gaan uitlei, maar wat is jou naam? Dan sê hy, ek is wat ek is. Gaan sê vir die mense, ek is, het jou naam is. Hoor die woordjie is, dis 'n werkwoord. Wat sê hy? Moenie met 'n naam daar kom, dit is maklik om 'n naam te gee. Ek is die werkwoord, ek is die doenende, die handelende God. Ek gaan doen, en dis alwaar hierdie psalmdigter vashou, God is my doenende, handelende God.
God is my helper. Die sê hy ook 3 keer. God is my helper. Hy is die doenende helper. Hy handelend. In vers 9, God is my lewe. Hy gee my die lewe. Wie vir Jesus het die lewe, sê die Nuwe Testament. Vers 10 is mos daai enetjie wat ek so 'n bietjie beklemtoon het. God is my rots. Waarom vergeet u my? Here, ek moet eintlik by u vas staan. Ek hou vas aan hierdie rots. En dit voel vir my iets my vergeet. Maar u is my rots. God is my skuiling. Hoofstuk 43, hy is my lig. God is die waarheid. En hoe kom ek by daai goeie uit? Wat is die ou woordjie wat hy herhaal en herhaal en herhaal? In daai refrein is dit miskien die belangrikste. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. By elkeen van daai refreine, vertrou op God. Vers 9 sê, tog glo ek die Here sal weer sy trou aan my bewys. Want hy het gesê in die verbond, ek sal vir jou 'n God wees. Ek sal altyd daar wees. Wat gaan vir my en vir jou weer vreugde bring? Is om daai absolute verhouding, daai vertrouensverhouding met God te hernie en elke dag te hernie. Want God is elke dag nuut. Hy sê, elke dag het ons nuwe krag. Want God is dieselfde. En hy maak dit nuut. Daai absolute vertroue. Het ek nie dalk op ander goedjies meer begin vertrou nie? Ek het in my lewe, en ek het swaar gekry daaroor, as gevolg van die feit, dat ek God en nog ietsie vertrou het. En nie God volkome met my hele wese vertrou het. En wat gebeur? Wat wil hy eintlik hê? Hy wil hê hierdie klaaglied moet 'n loflied word. Want hy sê dit oor en oor. Want hy sê, waarom twyfel ek? Waarom kerm ek? Vertrou op God. Hierdie God is my helper. Hy is my God. Ja, ek sal weer 'n loflied sing. Ek kan my lewe skuif van 'n ou klaaglied na 'n loflied. Wat lê tussenin? Ek worstel met God, maar ek vertrou absoluut dat hy is my helper, hy is my God. En as ons Nuwe Testamenties daarna kyk, hierdie klaaglied 'n loflied word, dan sê hy, onthou, daar was swaar vir ons verlosser aan die kruis. Die swaarste swaar wat 'n mens kan hê. En hy het die dood gewen. Hy sal ook my ou swaar, my ou moeilikheidjies kan hy wen, want Jesus het opgestaan. En dan natuurlik, oor 2 weke vier ons die uitstorting van die Heilige Gees. Die Gees is die een wat deur my die klaaglied in 'n loflied kan verander. Hemelse Vader, ons wil nie meer net 'n klaaglied sing nie. Ja, ons, Here, dit gaan swaar partykeer. Dit gaan dalk vanoggend nog swaar met my. Ek het dalk baie seer. Ek sit hier en ek twyfel. Ek sit hier en U so ver. So voel ek. Maar dankie dat hierdie Psalm ons net gehelp het om deur hierdie worsteling te kom. En dit met vertroue. Help ons, Here, om in hierdie oomblik net weer te sê, hier is ek, Here. Ek vertrou U met my hele wese. My kant van die verbond, kom maak ek vas, omdat U gesê het, ek sal vir jou God wees. Ek sê vanmôre net, ek sal vir U 'n kind wees. Elke dag
En as ek faal, hou my vas. Ons bid dit in Jesus naam. Stuur die lig en die waarheid, Here, dat die ons lei. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons nou 'n loflied sing. Ons het daarom nou genoeg, wil ek amper sê, dors en worstelliedere gesing. En ons sluit af met 191. Eugene het gesê hy wil na die tyd praat en ek het die bedui en ek het gesê is reg. Mense hoor nie eintlik meer nie. Toe sê hy hulle gaan beter hoor. Nou weet ek nie of jy weer wil kom praat nie. Is jy tevrede? Dankie Eugene en dankie vir julle ywer vir die bazaar. Mag die Here dit baie ryklik seën, julle Kermis. Mag ons hier uitgaan met 'n loflied, al gaan dit swaar. En asseblief, nooi nog mense, kom ons bid saam. Daar kom 'n nuwe fase, as ons glo en ons vertrou, hier kom 'n nuwe leraar, en ons wil baie graag, Newton Park gemeente, sommer, ag mens kyk nie na die uiterlike nie, vol hê. Maar wat is die pad? Ons gaan met Pinkster, gaan ons kyk. Wat is die pad? Wat is u bydrae? Hoe kan u 'n bydrae lewer sodat hierdie gemeente tot eer van die Here maar net kan groei? Geef vir mense die tema, nooi mense en bid vir hierdie Pinkstertyd. En nou kan jy hier uitgaan met 'n loflied, want die Here sê hy's nie ver nie. Hy gaan met sy liefde, met sy genade en met die alomteenwoordigheid van die Heilige Gees saam met julle hieruit die week in, elke dag van julle lewens. Amen. 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 Gaan in vrede, my kind, gaan doen wat ek jou vra. Versprei my lig, gaan nie my liefde, my kind, onthou, ek is altyd daar. Ek gaan voor jou